Goeiemôre my vriende. Ons praat vanmôre en dan ook donderdag en vrydag praat ons 'n bietjie in kort oor die Heilige Gees. Ons is nou in die middel van Pinkster. Ek het nou weliswaar nie Sondag wat verby is 'n Pinkster boodskap gebring of 'n boodskap oor die Heilige Gees spesifiek nie. Ek het laaste met u gepraat oor die hemelvaart van Jesus. Dit was laas donderdag. En vandag tot vrydag gaan ek in kort met u praat oor die werking van die Heilige Gees. 'n Bietjie op 'n ander manier is wat ons altyd oor die Heilige Gees praat of op die Heilige Gees fokus. En dan sal ek ook vir Pinkster Sondag 'n boodskap spesifiek bring wat handel oor die Heilige Gees. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor die Heilige Gees in die Ou Testament, of ons kan ook sê die werking van die Heilige Gees in die Ou Testament. Hoe het die Heilige Gees in die Ou Testament gefunksioneer? Weet ons regtig? Want ons weet die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag in Handelinge 2 en dit was die begin van die Nuwe Testament. Toe het die Nuwe Testament aangebreek. In die Ou Testament lees ons God die Vader was teenwoordig onder sy volk en hy het met die volk self gepraat en met die volk self gehandel, maar ons lees ook dat Jesus daar teenwoordig was. Daar is verskeie plekke waar ons lees van Jesus se teenwoordigheid in die Ou Testament, en dan lees ons ook dat die Here Jesus as 'n seun gebore is, lees ons in die evangelies. Nou die 4 evangelies is natuurlik die brug tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Lees ons Jesus is gebore as 'n mens en dan lees ons so heel wat later het sy bediening begin op aarde en sy bediening was ongeveer 3 jaar sê mense en daarna het Jesus vir ons aan die kruis gesterf en hy het uit die doodheid opgestaan en het opgevaar na die hemel soos wat ons laas donderdag ook met mekaar gedeel het en dan op in Handelinge 2 op Pinksterdag is die Heilige Gees uitgestort op aarde. En van daar af het die Nuwe Testament aangebreek. Soos ek gesê het, die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is die brug tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament het fisies eers aangebreek by die uitstorting van die Heilige Gees, en ons wat nou leef in die Heilige Gees dispensasie. Ons leef in die tyd waar die Heilige Gees teenwoordig is, die Heilige Gees is op die aarde, die Heilige Gees het gekom om met elke mens te handel, te praat en mense te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons gaan baie nog oor die Heilige Gees praat. Here het baie duidelik op my hart gelê om van Sondag af te fokus op die boek Handelinge. So ek gaan vir 'n klomp Sondag gaan ek boodskappe bring uit die boek Handelinge, omdat ons onlangs Handelinge gelees het en dit my geweldig aan die hart geraak het. Ek wil graag oor Handelinge praat. Gebeure uit die boek Handelinge. Nou vanmôre praat ons natuurlik oor die handelinge van die Heilige Gees in die Ou Testament, of die Heilige Gees se teenwoordigheid in die Ou Testament. Hoe het hy met mense gewerk? Ons lees 'n heel eerste vers waar ons lees van die Heilige Gees is in Genesis 1 vers 2, maar ek lees vir die vers 1 en 2. Daar staan geskryf: In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. Die Gees van God het gesweef op die waters. Dis natuurlik die Heilige Gees. Ons lees baie duidelik, die aarde was woes en leeg, en toe lees ons daarvandaan het God herskeppingswerk gedoen op die aarde. En ons lees ook, daar word geskryf, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Dit verwys na God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou vriende, ons weet die Heilige Gees was altyd daar. Die Heilige Gees was in die Ou Testament, die Heilige Gees was in die oorgangstyd en saam met Jesus, en die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag op mense. So ons praat vanmôre so in kort, praat ons 'n bietjie oor die werking en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in die Ou Testament. Daar's 2 gedeeltes wat ek met u wil hanteer, want dit moet nie 'n lang boodskap wees nie. In 2 Konings 2 vers 7 tot 14 lees ons
van Elia wat die Heilige Gees gehad het. Maar weet jy, vriende, in die Ou Testament het God manne toegerus met sy Heilige Gees vir dienswerk, om vir God diensbaar en bruikbaar te wees, maar die Heilige Gees het nie in hulle harte gewoon nie. Die Heilige Gees het oor hulle gekom. Die Heilige Gees was bo oor hulle, kan ons sê, om hulle toe te rus en saam met hulle te wees en by hulle te wees. En so lees ons in 2 Konings 2 vers 7 tot 14 staan daar geskryf, en 50 man van die profeteseuns het geloop en op 'n afstand een kant gestaan, terwyl hulle 2 by die Jordaan staan. Nou die 2 is Elia en Elisa. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle 2 op droë grond gegaan het. Hy is so vol van die Heilige Gees. Hy rol sy mantel op en hy slaan op die waters van die Jordaanrivier, en hier lees ons vir die eerste keer die Jordaanrivier het in 2 gesplit, sodat hulle op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, hoor nou hierdie woorde, begeer wat ek vir jou moet doen. Elia weet sy tyd is naby, dat die Here hom gaan kom haal op die wolke. Hy was 'n heilige man van God, en God het hom, hy is die enigste man van wie ons lees, wat die Here werklik op wolke weggeneem het, behalwe Moses natuurlik. En dan vra hy vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. Hy het geweet hy gaan weg na die Here toe, lewend. En Elisa antwoord, laat dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. So hy het gesien, Elia is vol van die Heilige Gees, want die Heilige Gees was oor hom, die Heilige Gees het hom bekragtig, die Heilige Gees het hom toegerus. En nou antwoord Elia vir Elisa, en hy sê, jy het 'n harde saak begeer, as jy my sien, wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Met ander woorde, laat God self beskik, of self bepaal, of jy 'n dubbele deel van my gees sal ontvang of nie. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie. Met ander woorde, as dit nie God se wil is, sal dit nie wees nie. As die Here se wil is, sal jy 'n dubbele deel van my gees ontvang. En dan sê hy vers 11, en terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur, met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle 2 maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Dis 'n baie aangrypende gebeurtenis, 'n wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle 2 gemaak het. En dan sê hy hierso, en Elia het in 'n storm na die hemel opgevaar, en Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het. En hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan, en hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. Elisa ontvang die gees van Elia. Hy ontvang dus 'n dubbele deel van die Heilige Gees wat op Elia was, en met dieselfde krag slaan hy op die water, en die water deel in 2, die water van die Jordaanrivier. Die tweede verhaal wat ons lees is in Numeri 11, en dis 'n baie interessante gedeelte ook hierdie, vers 16 en 17, en dit gaan oor Moses, wat so 'n groot deel van die Heilige Gees oor hom gehad het. Hy was so goddelik vol toegerus deur die Heilige Gees, dat die Here vir hom gesê het, kies 70 manne onder die oudstes van Israel om jou by te staan, en dan sal die Here van sy gees wegneem, en aan elkeen van hulle uitdeel. Baie soos die tonge van vuur wat op mense neergedaal het, maar hy het 'n groot deel van die Heilige Gees op homself gehad. Numeri 11 vers 16 en 17, toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel,
bymekaar, van wie jy weet, dat hulle oudstes van die volk en opsigters is, en bring hulle by die tent van samekoms, dat hulle daar by jou kan staan. En dan sal ek neerdaal, en daar met jou spreek, en van die Gees, die Heilige Gees, in hoofletters, sien nie dit, hoofletters Gees, wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat hy dit nie alleen hoef te dra nie. En dan lees ons Numeri 11 vers 24 en 25, toe het Moses uitgegaan en die woorde van die Here aan die volk te kenne gegee. En hy het 70 manne uit die oudstes van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan. Nou sê vers 25, daarop het die Here neergedaal in die wolk en met hom gespreek, en hy het van die Gees, dis nou die Here God, het van die Gees wat op hom was, wat met ander woorde op Moses was, afgesonder en op die 70 oudstes gelê, terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. So dit lyk asof die Heilige Gees nie vir 'n volle tydperk op hulle gerus het nie, net vir die tyd wat hulle moes diens doen vir die Here en vir Moses moes ondersteun, maar die Heilige Gees was oor Moses, die Heilige Gees was oor Elia, die Heilige Gees was oor Elisa, die Heilige Gees was nie in hulle nie, eers met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, het die Heilige Gees in ons harte kom woon. Ons gaan verder daaroor praat in die volgende boodskappe. Mag u ook hier uit vanmôre seën ontvang het, dat die Heilige Gees altyd daar was, om God se manne toe te rus vir dienswerk, en so rus hy ook vir ons toe, wat in die Nuwe Testamentiese bedeling leef, en bekragtig die Heilige Gees vir ons, om vir God diensbaar te wees, en bruikbaar te wees. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir u wonderlike Heilige Gees. Leer ons in hierdie dae meer wie die Heilige Gees is, en hoe die Heilige Gees ook met ons handel. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen. Vriende, 'n geseënde dag vir u. Totsiens.